'n man kom een keer by die rabbi en hy sê vir die rabbi, rabbi, ek gaan nie meer bid nie. Die rabbi vra, wat is jou probleem met gebed? Hy sê, rabbi, ek bid, maar niks gebeur nie. Die rabbi vra, hoekom bid jy? Hy sê, ek bid sodat God dinge kan regmaak. Die rabbi sê vir hom, maar dan bid jy nie. Jy gee net vir God nog meer werk. Baie mense dien 'n God wat ongelooflik klein is. En nou praat ek van Christene. Ek wil nou sê dit irriteer my, maar dit is meer as irriteer, dit is soos 'n heilige irritasie. As mense God klein maak. Die God van die Bybel, die Vader wat ons het in Jesus Christus deur die Heilige Gees, is die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en met die moderne wetenskap en teleskoop en goed, besef ons hoeveel groter hy is as wat ons ooit kan dink. En dan kry jy mense wat dit waag om vir God klein te maak. Dit is verskriklik. En dit gebeur baie. En dit gebeur altyd. In die tyd van die Nuwe Testament het ons verskriklik baie mense gekry wat dit gedoen het. Paulus en die ander apostels het gegaan, hulle het gemeentes gestig, hulle het gemeentes opgebou, en dan kom daar, hulle word genoem dwaalleraars. Mense kom daaraan om die gemeentes te skeer, die gemeentes in verwarring te bring. En hoe doen hulle dit? Deur vir God klein te maak. Ek sal nou verduidelik wat ek daarmee bedoel, en dit is belangrik om dit raak te sien. Dis nie net dat hulle verkeerde stories het, of dat hulle dinge verkeerd verstaan nie, hulle maak vir God klein. Ons het baie voorbeelde daarvan. Ek gaan dat ons uit 2 Petrus lees, 2 Petrus 2, die hele hoofstuk, maar ons gaan net gedeeltes daarvan lees. Die eerste gedeelte wat ons lees is 2 Petrus 2, vers 1 tot 3. Daar lees ons, daar was egter ook vals profete onder die volk, soos daar ook onder julle vals leraars sal wees, wat die vernietigende ketterye sal insmokkel, en selfs die Heer wat hulle vrygekoop het verloon. So bewerk hulle 'n skielike ondergang vir hulle self. Baie sal die losbandighede navolg van daardie mense, deur wie se toedoen die pad van die waarheid belaster word. Deur hepse gedrewe sal hulle julle met versinnende argumente uitbuit. Hulle vonnis staan lankal reeds gereed, ja, hulle ondergang talm nie. En dan lees ons van die helfte van vers 10 tot by vers 14. Hulle is roekelose, arrogante mense. Hulle skram nie daarvan weg om die hemelse wesens te belaster nie, terwyl selfs engele wat daardie wesens tog in sterkte en krag oortref, nie teen hulle 'n klag van laster voor die Here inbring nie. Aangesien hierdie mense, soos redelose diere, instinkmatige wesens, voortgebring net om gevang en geslag te word, oor dinge laster waaroor hulle onkundig is, sal hulle deur hulle vernietigende optrede ook vernietig word. En as loon vir onreg sal hulle vir onreg word. Hulle beskou dit as genotvol om helder oordag te vyf. Terwyl hulle saam met julle fees vier, is hulle skandvlekke, wat hulle verlustig in hulle losbandigheid. Hulle oë is vol oorspel, en hulle kry nie genoeg van sonde nie. Hulle verlei onstandvastige siele, hulle harte is geoefen in hebsug. Hulle is vervloektes. En dan lees ons nog vers 18 en 19. Want terwyl hulle aanmatigende onsin verkondig, lok hulle deur onsedelike liggaamlike drange diegene uit wat met moeite ontkom aan die wat in dwaling leef. Mense wat aan hulle vryheid beloof, hoewel hulle self slawe van die verderf is. 'n Mens is immers verslaaf aan dit waaraan jy toegee. Hierdie is skokkende woorde. En 'n mens sou dink, Petrus praat hier van een of ander wrede kultus, een of ander vreemde godsdiens wat hier aan die mense opgedring word. Wie is hierdie mense? Hulle is deel van ons. Hierdie mense is deel van die sogenaamde Christelike geloof, en hulle kom letterlik soos wolwe in skaapsklere. Petrus kom hier en hy ontmasker hulle, hy wys hulle vir wie hulle is. Maar die probleem is, jy sien hulle nie so goed raak nie. Hoe leer jy hulle ken? Daar's 'n paar maniere, maar die belangrike wat Petrus hier sê, en dit is ongelooflik belangrik, kyk na hulle lewe. Kyk na hulle lewe, want as hulle nie leef
soos wat die Here dit wil hê nie, dan help dit nie. Hoe kan jy in God se naam praat, terwyl jy nie God se wil gehoorsaam nie? Hoe kan jy ander mense wil leer as jou lewe verkeerd is? Jy kan die wonderlikste kennis hê en jy kan die vermoë hê om daardie kennis oor te dra. Maar dit gaan vir God oor mense wat sy wil uitleef. En as jy nou na hierdie mense kyk, dan sien jy hulle leef verkeerd. Wat is hulle motivering? Ek dink dit is belangrik om by daardie punt te begin. Wat motiveer hulle? Petrus skryf hier en hy praat van hebsug. Deur hebsug gedrewe sal hulle julle met versinnende argumente uitbuit. Uitbuit, dit het die idee van jy dryf handel met mense. Jy dryf handel met mense se gevoelens en hulle geloof. Hebsug, dit gaan om myself. En ek is selfs bereid om goeie mense se geloof op die spel te plaas. Ek is bereid om te dobbel met ander mense se geloof, sodat ek voordeel daaruit kan trek. Wat 'n voordeel? Wel, die klassieke een is natuurlik geldelike voordeel. As ek iemand sien, dan kyk ek na hom, kom ons sê ek is iemand in 'n gemeente, ek kyk na daardie persoon en ek dink, daardie persoon lyk ryk, wat kan ek doen om geld uit hom te kry? Dalk kan ek met hom in 'n besigheidstransaksie ingaan en ek is skelmer as hy. Dalk kan ek vriende maak met hom en dan, as ons uit gaan betaal, hy vir die ete. Of, dalk kan ek vir hom sê, hy moet geld vir die kerk gee, want ons wil 'n nuwe kerk bou, anders gaan hy hel toe. Maniere waarop ek mense uitbuit. Ons dink aan Jesus wat genoem het van die vrou in die tempel. Die tempel was eintlik die plek waar mense gehelp moes word. Daar is hierdie arm vrou, en as gevolg van die manier waarop die tempel bedryf is, dit was ook die plek waar hulle vir die Romeine belasting ingegaar het. Daar kom hierdie vrou en sy moet alles wat sy het gee. Dis nie reg nie. Mense maak nie reg nie, kerke maak nie reg nie. Dis baie sensitief, want ja, die Lewiete het die reg gehad op hulle lewensonderhoud. Die mense moes sorg, nog alle jare, vir kerkmense wat die woord van die Here bedien. Kom ons praat van voltydse leraars. Maar die lyn tussen om te sorg en om uit te buit is baie, baie fyn. Ons weet nie altyd waar die lyn is nie, en wat doen ek om uit te vind? Ek kyk na die voorgangers, die mense, die met wie ek te doen het, die wat sê, Here, Here, ek kyk na hulle lewe. Dit is baie interessant vir my, amper ontstellend, nie in die eerste plek na wat hulle leer nie, maar na hoe hulle lewe. Kyk net wat lees ons verder. Hulle is roekelose, arrogante mense, met ander woorde, hulle het nie maniere nie. Hulle verhef hulle self, hulle is arrogant. Dan lees ons in vers 14, hulle oë is vol oorspel en hulle kry nie genoeg van sonde nie. Hulle verlei onstandvastige siele. Hulle harte is geoefen in hebsug. Hulle is vervloektes. Toe ek hierdie gedeelte lees, het ek gedink, dis maklik, dis mense wat oorspel pleeg. Jy kan ons nou sien wie verneek sy vrou of wie gaan na 'n bordeel toe of so iets. Maar kyk mooi wat staan hier. Hier staan, hulle oë is vol oorspel. Nie hulle lende nie, hulle oë. So die belangrike is, hoe kyk hulle na mense? As hulle 'n vrou sien, wat sien hulle? Hulle sien iets om by toe te gaan, nie 'n iemand nie, 'n iets. Hulle kyk na mense en hulle verobjekteer 'n mens. Mense is nie meer persone vir wie Jesus aan die kruis gesterf het nie. Mense is goed wat ek kan gebruik. Die mees logiese is, loop verby 'n vrou, sien, dis nou maar 'n goedkoop vrou, ja, ek sal haar vir 'n nag vat. Maar ook op ander maniere, hulle oë is vol oorspel. Ek wil nou sê, dit kom basies daarop neer, hulle maak van mense dinge. Ek het net gepraat van, daar kom iemand by die kerk aan en ek sien hy's ryk. Is hy vir my iemand wat God liefhet, iemand wat deur God geseën word, of is hy iemand wat ek moet in die hande kry, want ek kan munt slaan uit hom of haar? Ek sien iemand wat kan sing,
Ons kerk het sangers nodig, ek gaan dadelik hierdie persoon probeer werf vir ons kerk. Nee, dan misbruik ek hom, dan word hy vir my 'n sangobjek. Dit moet altyd gaan oor God se liefde. En dan gaan God sorg dat die liggaam funksioneer. En dis nie verkeerd vir my om te sien, hoor jy, hierdie persoon het geld, ek kan met hom praat oor sy bydrae nie. Hierdie persoon het sing, ek kan hom nader vir dit of dat nie. Daardie persoon het organisatoriese vermoëns. Natuurlik doen ons dit. Maar die vraag is dit waaroor dit vir my gaan? Sien ek daardie persoon as 'n iets of sien ek hom as 'n persoon? Daar's 'n voorbeeld, ek het dit al genoem, maar dit bly vir my ongelooflik roerend. Iemand wat vir my sê, soms so in 'n geselskap, ons is nou nie goeie vriend, bly verskillende dorpe, maar hy praat so en hy sê, as ek dit reg onthou, elke donderdag gaan help hy prostituie in die omgewing se kinders met hulle skoolwerk. Wat? Hy het dit gesê om my uit te lok, hy weet ek is 'n predikant, en hy sê, ja. Hy sê, dink jy daai prostituie wil die werk doen wat hulle doen? Nee. Hulle hou, die meeste van hulle nie van hulle werk nie. Die meeste van hulle doen dit net om kos op die tafel te sit, want hulle het as gevolg van een of ander onkundige, onsinnige daad, het hulle 'n kind of 2, en hulle moet sorg vir daardie kinders. Hulle die walglikste werksure en hulle kinders. As iemand uit die gemeenskap nie omgee vir die kinders nie, gaan daardie kinders vir die wolwe gegooi word. So as hy 'n prostituut sien, sien hy nie 'n goedkoop iets nie. Hy sien 'n mens met behoeftes. En hy vind uit oor hulle kinders en hy sê, ek sal jou kinders help want ek wil hê jou kinders moet beter doen as jy. Dit is vir my waaroor dit gaan. Dit is wat ek dink die Here wil hê ons moet doen. Ek, o Vader, ek weet nie eers altyd hoe lyk 'n prostituut nie, maar as iets vir my snaaks lyk, dan jaag ek verby. Nee, dan word hulle in my oë dinge. Juis dit wat ek haat, wil ek amper sê, juis dit wat teen my beginsels is, juis daar moet ek die mens raak sien en die mens probeer help. Alkoholisme, kyk, ek kan 'n dronk mens nie hanteer nie. As ek by mense kom en iemand is gesyp en hy het probleme en hy dronk vir 3 dae en hy huil, dan sê ek, word nigter, môre as ek daar en môre gaan ek. Maar ek moet by die punt kom waar ek mense nie as goed sien nie. 'n junkie, 'n dronkaard, 'n prostituut, 'n hebsugtige, 'n mens wat mense probeer manipuleer. Nee, ek moet agter al hierdie goed gaan kyk na die mens, want anders is ek net soos hierdie mense. Hierdie mense wie se oë vol hebsug is. Die krisis is dan nou dat hulle onstandvastige mense verlei. En daardie onstandvastige mense is gelowiges. Gelowiges, baie van ons, ek wil amper sê die meeste van ons, het so 'n honger en dors na die woord van die Here, dat as iemand kom met iets nuuts, dan gryp ek dit aan. Ek wil meer leer. Ek is so. Baie ander mense is so. En om mense wat meer van die Here wil leer, se gelowigheid, kom ons sê liggelowigheid, te misbruik, is verskriklik. Hierdie gedeelte eindig om te sê, hulle beloof aan mense vryheid, maar self is hulle slawe van die verderf. Die belofte van die hemel. Dis seker die belangrikste iets wat daar is, maar dit is ook die gevaarlikste iets wat daar is. Ek het onlangs 'n baie interessante boek gelees, een van hierdie wat ek graag wil lees, want hy sê iets anders as waarna ek gewoond is. Ek moet altyd versigtig wees, mooi kyk of dit regtig waar 'n gesonde boek is, maar hierdie boek het ek baie geniet. Hy het iets gesê wat my diep laat dink het. Hy sê, ons is so behep met die hemel, dat ons almal eendag in die hemel wil hê, maar ons vergeet dat God se koninkryk moet hier op aarde kom. Wat gebeur nou? Ons sien die hemel as 'n toets. Ek moet reg antwoord, want as ek 1 fout maak, dalk 2. As ek minder as 80% kry vir my toets van wat is reg en wat is verkeerd, gaan ek hel toe, nie hemel toe nie. So, enige iemand wat met my verskil, ek is fanaties teen hulle, want jy moet reg glo, jy moet presies soos wat ek glo, anders gaan jy hel toe. So, dit is die rede hoekom
Christene onder mekaar stry en beklei, want elkeen wil reg wees, want elkeen wil almal in die hemel hê, so jy moet reg wees, jy moet glo soos wat ek glo. Terwyl die skrywer sê, God se koninkryk moet kom hier op aarde, God se wil moet hier op aarde geskied. Ons is so behep met reg wees, en wat is reg? Reg is reg in my eie oë. Ek dink dit is een van die groot probleme wat ek ook het met sogenaamde dwaalleraars. Luister weer, dit gaan nie oor die inhoud van wat hulle sê nie, maar hulle lewe en ook hulle lewe rondom ander. Kyk, 'n God wat groot is, kan ek nie manipuleer nie. 'n God wat groot is, voor hom moet ek buig. Maar as ek God kan klein maak, kan ek God gebruik om te kry wat ek wil. En hoeveel van ons doen dit nie? Ek wil iets oorkom. 'n Ma is nie in staat om dissipline by haar kind te kry nie. Wat sê sy? Liewe Jesus sien vir jou en liewe Jesus sal vir jou in die hel laat beland. Dit grief my. As jy nie jou kind kan maniere leer nie, moenie God so klein maak dat jy God kan gebruik nie. Wat jy sê is dalk nie verkeerd nie, maar wat jy doen met dit wat jy sê, maak vir God klein. Daar's nou 'n interessante ding wat jy kan doen. As 'n mens nou kyk, die Nuwe Testament is vol van dwaalleraars. As jy dwaalleraars in een kolom sit en jy sit opregte geloof aan die ander kant, wat kry jy? By dwaalleraars kry jy weet, ek weet wat reg is. By gelowiges kry jy luister. Ek luister en dan reageer ek op dit wat ek hoor. Dwaalleraars praat, ja, almal van ons praat, maar ware geloof ontvang voordat hulle dit deel. Dwaalleraars verklaar. Ek het die antwoord en ek is reg. Natuurlik moet ons verduidelik verklaar, maar ware geloof wag om te hoor wat die Here vir ons sê. Dwaalleraars, en dis vir my een van die belangrikstes, beheer. Ek is in beheer en ek gaan sorg dat die dinge loop soos wat ek dit wil hê. Wat doen ware geloof? Ware geloof vertrou. Daar's 'n klomp goed wat my irriteer. Valse profete, wat doen valse profete? Hulle maak vir God klein, sodat God in diens van wat ek sê kan wees. Daar's mense wat mense probeer manipuleer deur te sê, die Here het vir my gesê, ja, die Here praat net met jou, jy sal weet. Daar is mense wat so slim is om vir alle mense te sê, jy het 'n gees van dit, jy het 'n gees van dat. Ek weet, daarom kan ek sê, hierdie is so moeilik, want as ek iets weet, opreg weet, dan deel ek dit, ja. Maar weer eens, ek en jy wat luister na ander mense, wat is die toets? Kyk na hulle lewe. Lewe hulle dit wat hulle sê. Lewe hulle, soos wat God dit wil hê. Ek is so in die versoeking om te sê iets wat ek nou die dag gesien het in die politiek. Een van hierdie superryk staatsmanne wat sê, ons moet armoede uitwis. Ek glo nie 'n halwe woord van wat hy sê nie. Ek glo 'n staatsman, daar was al van hulle hier in Afrika, wat van hulle salaris opoffer om arme mense te help. Ja, so 'n staatsman sal ek glo. Maar 'n ryk ou wat vir my sê, geseënd is die armes, iemand wat in 'n mansion in 'n Paranoia park bly, en vir my sê, sorg vir armes, dink aan jou medemens. Ek glo hulle nie. Maar as daar iemand is wat kom en self by mense gaan bly, by mense gaan sit wat behoeftes het en hulle help, so iemand glo ek. So iemand, en ek is jammer, maar hier moet ek seker nog baie leer, so iemand is klein genoeg sodat God groot kan wees. 'n Groot God kan jy nie gebruik nie. So as jy vir God gebruik, ek praat nie eers van misbruik nie, as jy vir God gebruik, het jy God kleiner gemaak as wat hy is. Ek wil amper sê kleiner gemaak as wat jy is. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, eindig met 'n vreemde vers. 'n Mens is immers verslaaf aan dit waarin jy toegee. Maak nie saak hoeveel jy praat nie. Jou lewe gaan vir my wys of jy die groote almagtige God ken of nie. Die rabbies het regtig wel altyd mooi stories. Daar's 'n ander storie van 'n rabbi wat
vir sy leerlinge sê hy wil vir hulle iets leer. Hy wys vir hulle 'n spieël en hy wys vir hulle 'n venster. En hy sê, kyk deur die venster, wat sien julle? En hulle sê, ons sien mense, ons sien kinders wat speel, mense wat rondloop. Hy vat hulle na die spieël toe en hy sê, kyk in die spieël, wat sien jy? Hulle sê, ek sien myself. Die rabbi sê vir hulle, albei is glas, maar agter die een is silwer. Wat probeer hy daardeur sê is nogal moeilik, maar ek dink, die silwer kan wees God. God wat nie die silwer raam rondom die venster is nie, maar God wat ek gebruik as die spieël agter die glas, sodat ek net myself sien. Ek is 'n gelowige. Ek lees in die Bybel en alles draai om my. Dan lees ek nie die Bybel reg nie. God is nie die silwer wat maak dat ek net myself sien nie. Die mens wat net vir homself leef, is sekerlik ook van die ongelukkigste mense hier op aarde. En hoeveel van die mense is dit nie? Valsleraars, waaroor gaan dit? Ek, my en myself. Met ander woorde, ek. Iemand het gesê, as hulle in die koor sing, sê hulle, me. Dit gaan net om myself, so alle mense is daar om my te dien. En as ek stil raak voor God, buig ek af na hierdie klein afgootjie wat ek gemaak het vanuit tekste uit die Bybel wat vir my sê, ja, gebruik mense so. Nee. As ek en jy in die teenwoordigheid van die almagtige God kom, dan sien ek myself as vrygekoopte mens. Ja, ek was 'n sondaar, maar omdat ek Jesus aangeneem het, is ek vrygekoop en ek is deel van God se hemelse skare hier op aarde. En ek bid en God verhoor my gebede, want ek bid en sê, Here, laat die wêreld u naam groot maak, en die wêreld doen dit, die skepping doen dit. Groot mense met 'n klein gootjie, dit irriteer my vreeslik, veral as hulle nie die afgod by sy naam noem nie. Die afgod is hepsig, eie ek. Ons God is die skepper van die hemel en aarde. Hoe wonderlik is dit nie om hom te kan dien nie. Amen. Here, as ek so deur hierdie gedeelte gaan, dan is dit met soveel huiwering wat ek praat, want Here, ek besef, nie net dat die gevaar groot is nie, maar ek besef dat ek so dikwels in die slaggat trap. Die slaggat om ander te wil oordeel, die slaggat om te wil dink ek is altyd reg, die slaggat om u te wil beheer en om u te probeer kry om te maak of te doen of te sê wat ek graag wil. Nee, Here, u is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my en maak my soos u wil en gebruik my om u koninkryk hier op aarde 'n werklikheid te maak. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.